Network Media Hub se verslaggewers is vandag landvol vir die verkiesings van plaaslike owerhede en streekrade. Ons gaan hier op Kletskompas vandag ook verkiesings gesels. Professor Johan Coetzee van NAST is ons gas, al 'n paar keer oor verkiesings gesels en 'n paar interessante onderwerpe op die lysie ook vir vandag. Maar om hier weg te spring, ons gaan nou loer na ons digitale uitgawe vir vandag. Bly ingeskakel. Hierdie uitgawe van Republikein vandag, ons kan sê op die verkiesingsdag is dit 'n goeie nuuskoerant. Jy kan hom aanlyn kry, natuurlik ook op Telegram en WhatsApp inteken. En dan ontvang jy die skakel afslaan vir 'n goeie doel. Die hoofstorie daar gaan alles oor geld wat ingesamel is vir die Senior Park Ouetehuis met 'n golfdag en dan die mooi foto's van die olifante op die voorblad. Dit is nekbande wat deur die Wêreld Wildlewe Fonds hier aan hierdie diere gesit is en is vir navorsingsdoeleindes. Ons blaai so vinnig 'n bietjie aan deur die publikasie, ietsie van als, jammer dat hy so aan en af gaan, kom ons probeer om weer nog 'n slag hier terug op die skerm kry. Ja, as ons die kuns van koetjies en kalfies, is die kolligblad daai en glo dit of nie, is 'n baie goeie manier om bande met mense te bou, deur eenvoudig oor die klein dingetjies in die lewe te gesels. Hulle noem dit small talk in Engels. Ons sal natuurlik sê die weer is dalk een van daai onderwerpe. Ook 'n storie van Irongo oor die toy run op Walvis Bay, altyd 'n gewilde jaarlikse liefdadigheidsprojek deur die motorfietsryers. Op die sportblad, as ons omblaai daar dan ook Likius Nande. Hy is die Namibië Ope se golfkampioen opnuut. Sien die eerste keer wat hy daai prestasie behaal nie. En dan het Navagap 10 miljoen Namibiese dollars belê in 'n SME park op Isakos. Dit in die marknuus kry daai uitgawe gerus. En dan laastens ook daar steeds natuurlik ook spesiale aanbiedinge vir komende naweek se Swart Vrydag. En wêreldwyd 'n groot tendens daai. Kom ons loer gou vlugtig na die weervooruitsigte. Die weervooruitsigte vir, dit is nou vannag en dan môre. En dis baie 15 grade met 'n maksimum van 22, swak op Moed 16 en 17 grade. Daar in die suide 34 en 35 grade op Rehoboth en Mariental. Onderskeidelik Keetmanshoop 36 en dan Arnhamsvlei ook 36 grade, die maksimum met 'n minimum van 21 grade vannag. Daar Katima Mulilo 37 grade, so 'n bietjie warmer, selfde maksimum word voorspel vir Enana op Oshikati 23 grade vannag, Ruakana 18 op Oshiwarongo en Omaruru beide 20 grade vannag en dan in die hoofstad 'n maksimum van 33 grade. Wat voorspel word vir môre. Democracy thrives through participation, and we all want a thriving democracy, don't we? Let's all contribute to a thriving democracy by being active participants and voting in the upcoming regional council and local authority elections on 26 November 2025. Let's play our part. Get involved. Put your voice in the box. Professor in openbare bestuur aan Namibië se Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, NAST, soos ons sommer in kort ken. Johan, welkom. Baie dankie Danny, waardeer. Ons gesels verkiesings nou, ek dink een van die groot polemieke na die afgelope klompie dae
gaan oor, vandag praat mens natuurlik nou nie kiespolitiek en ek dink nie waaroor ons gesels gaan hierdie party bevorder nie, maar die Landless People's Movement, wat nou weer 'n groot klomp aantuigings na die regering en die verkiesingskommissie geslinger het en sê, weet, ons gebruik die veiligheidsmagte van die land om die demokratiese prosesse te onderdruk en hy het Amerika gevra om tussen beide te tree en sommer die verkiesings te stop, die party. Dis natuurlik nou ook die manne wat nie betyds kandidate kon indien vir verskeie plaaslike owerhede in die suide nie. Dit kos hulle 21 setels, se muur, wat hulle verloor in die proses. Wat dink jy oor, jy weet, sulke tipe woelinge kort voor mense stembus toe moet gaan? Ja, dit is nogal 'n baie interessante gebeurtenis. En die konteks daarvan wat jy nou reeds geskets het, die 21 kandidaate, ek dink het waarskynlik tot 'n groot mate daartoe bygedra. Ek is nie spesifiek vertroud met presies wat daar gebeur het en jy waarskynlik meer. Maar niks regverdig sulke tipe uitlatings nie. Dis soos maar die Afrikaanse woord van benoude spronge, van benoude katte op die laaste oomblik. Dink ek om kiesers te kry. Ek dink die mense moet dit ernstig opneem nie. Dit is party, jy weet, kritisie kan nou sê dit is totaal onverantwoordelik want jy verwag dit nie van 'n nasionale leier nie. Is daar grondige getuienis vir dit? Dis die vraag. En daardie vraag kan ek nie antwoord nie. Maar dit wat op die oppervlak is ek nie bewus van sulke tipe aantuigings nie. Ek weet net hy het probleme gehad met die 21 kandidate. Wat hy beweer, die ICN het 'n rol gespeel daarin. Tot watter mate weet ek nie. Maar dit is, om vir Trump te betrek, dit is totaal, ek weet nie, wat is het jy die regte woord daarvoor, Dani? Nee, ek dink ook nie dat dit enige sin maak het. Jy sê is 'n nasionale leier, ek dink hy stel eintlik ook in Namibië in 'n verleentheid. Ja. Prosesse miskien vlot nie altyd so nie, maar daar's geen bewyse in Namibië van sistematiese verkiesingsbedrog nie. In hierdie geval ook nie bewyse dat daar doelbewuste oortredings en benadeling was en dies meer. Het gaan nie eenvoudig maar oor 'n elektroniese stelsel waar die spertyd verbygegaan het en hulle sê maar die stelsel het nie gewerk nie, ons kon nie ons kandidate op die stelsel kry nie en die ICN sê maar jy weet dit is julle verantwoordelikheid gewees om dit betyds op te kry, so ek weet ook nou nie hoekom hulle dalk nou tot so laat gewag het nie. So daar's 1000 goed om daaroor te sê eintlik, maar Johan, kwessies. Is die verkiesingskwessies waaroor partye praat en kiesers praat, maar dieselfde van jaar as wat dit verlede jaar was en 5 en 6 jaar gelede? Ek dink dis 'n baie goeie vraag en die politiek is dinamies, tye verander. Ek dink sekere goed sal net meer geaksensieer wees wat 'n rol gaan speel in die stem. Soos byvoorbeeld werkloosheid. Jy weet 63%, maak nie saak of dit nou 54% is, wat die spesifieke geval is, ek dink 54% by mense meer, die breë definisie. Dit is ontstellend. Ek dink dit is 'n pertinente kwessie of dit mense gaan lok na die verkiesing toe, die jong mense wat dit 'n spesifieke probleem is. Ek dink in 'n Everbarometer survey het hulle, as ek reg onthou, 44% van die jong mense 18 tot 35 gesê dat hulle soek nie vir werk, jy weet hulle kry nie werk nie. So dit is, ek dink dis waarskynlik die grootste issue. Hoekom mense gaan stem of nie gaan stem nie. Wat daarmee saamloop is dat die loyaliteitsfaktor, dink ek, vir partypolitiek raak geleidelik minder van 'n kwessie en meer brood en botter gevalle. Water, elektrisiteit, behuising, 'n stukkie grond in die stad of waar ook al
En dan toekenning van tenders, sanitasie, jy weet wat nou mense, potholes, tot 'n slaggate, ekskuus. Daar het ek ook nou in 'n slaggat getrap. Nou, ek dink daardie goed speel 'n groter rol en loyaliteit speel al hoe minder 'n rol. Ek dink dis die kwessies wat, en dan ook beleid. Alhoewel, ek dink nie jong mense lees beleid nie, hulle lees nie die land bill nie, hulle lees nie investment promotion bill, jammer vir die Engelse woorde. Die Afrikaanse juffrou, ek weet nie, ja, gelukkig het ek 'n paar gehad, so hulle kan nie almal kwaad wees nie, maar daardie beleid, die beleid van die regering, as 'n mens dit ontleed, en ek is nou ook 'n lid van ekonomiese beleidsvereniging, en ons bring verslae oor beleid uit. As 'n mens gaan kyk na daai kwessie, dan sien jy dit dra by tot werkloosheid. Nou, die vraag is, dring dit deur tot die algemene man op die straat, en ek dink nie so nie, want hulle lees nie beleid nie, hulle lees nie wetgewing nie. Selfs dosente wat besigheid doseer, lees dit nie eers nie. Ek wil nou juist daaroor vra ook, want dit gaan eintlik ook oor die ingeligtheid en die volwassenheid van kiesers. Kom ons los die leiers net daar, ons het al vroeër vandag oor hulle ook gesels. Maar werkloosheid, ja, is 'n groot kwessie, maar daar's ook verskeie ekonomiese faktore wat betrokke is wat werkloosheid veroorsaak. Ja. Ekonomiese beleid, soos jy genoem het, ek dink die bureaukrasie wat die privaat sektor en sy groei in die wielery, al hierdie goed is baie belangrike kwessies. Nou, as mens nie dit alles verstaan nie, waarvoor stem jy dan, of bly jy maar weg? Wat doen die gewone mense, dink jy? Ja, ek dink, as ons kyk nou na die verkiesings van die vorige verkiesing, ek dink was die hoeveelheid mense wat gaan stem het, op die plaaslike vlak was 38% en die streeksvlak was 43%. Dit is baie interessant, in 2015 het dit verander, laat die plaaslike regering mense minder stem daar. Voorheen was dit eintlik hoër gewees. So dan van 2015 is daar 'n tendensverandering gewees, waar plaaslike mense minder stem. Die vraag is nou net, het die mense nog genoeg vertroue in die demokratiese stelsel, en het hulle genoeg vertroue in die verkiesingskommissie, gegee die fiasko's van 2024, wat nog baie vars in die geheue van mense is. En as ek nou 'n eerste stemmer was in 2024, hoe sal dit my beïnvloed? Ons het nie data oor hoeveel jong mense 18 tot 35 gestem het in die vorige verkiesings nie. Ons het wel hoeveel geregistreer het. Ek dink vir hierdie verkiesing 641.000 en as 1.5 miljoen. So dit is so, die jong mense raak al hoe meer 'n groter verkiesingsblok. Miskien nie die woord blok is die regte woord nie, maar of die mense ingelig is, of hulle belangstel, want eerstens moet jy, om ingelig te wees, moet jy belangstelling in iets. Nou, gaan jy belangstel in 'n stelsel waarin jy vertroue verloor het, soos aangedui deur die Afrobarometer survey, waar die verkiesingskommissie se vertroue alreeds in 2024 voor die verkiesing, ek dink net so oor die 50% of net onder die 50% was. Hoekom sal jy nou gaan stem as gegee die fiasko's wat daar plaasgevind het? Gaan dit jou motiveer? So, dit is 'n moeilike vraag en 'n mens kan nooit predictions maak nie. Jy kan maar net sê wat is die variables wat 'n rol gaan speel. So wat hier 'n rol gaan speel in hierdie verkiesing is definitief werkloosheid. Hoeveel jong mense gaan stem? Hoeveel het skade gelei in die vertrouensverhouding met die verkiesingskommissie en die demokrasie in die vorige verkiesing?
En dan, jy weet, goed soos die grondissue bly 'n sensitiewe saak. En dan jy weet, die behuising is 'n geweldige probleem. As 'n mens vat van die vorige verkiesings af, dis nog nie opgelos nie. Dit raak net 'n groter probleem. Die werkloosheid raak ook 'n groter probleem. So hoe werk die goed saam? Ons het nie navorsing daaroor nie. Ons het nie data eers hoeveel jong mense gestem het nie. Ek verwag nie, dis moeilik om te sê of meer jong mense gaan stem of nie. Jy weet, as 'n mens net werk op vorige, ek dink nie meer as 40% van jong mense wat geregistreer is, sal gaan stem nie. Die ultimate positiwiteit nie meer as 45% nie, van die 641.000. Nou weet jy mos ook dat almal wat geregistreer het, gaan ook nie stem nie. Ons het al hierdie kwessies, baie van hulle lyk so sneeuballe, of jy weet, klippe wat voortdurend, jy weet, afstort in die afgronde in. Verlede jaar natuurlik, ek wil net vir mense daai konteks gee, die lang opontoude by die stembusse gewees, mense het laatnagtou gestaan, baie het omgekeer huis toe gegaan, daar is baie beperkte plekke bykomende stemtyd gegee, en dit is die negatiewe ervaring waarvan Johan praat verlede jaar. Ons gaan nou terugkom, kom ons maak so 'n draaitjie by die markplek eers. Democracy thrives through participation, and we all want a thriving democracy, don't we? Let's all contribute to a thriving democracy by being active participants and voting in the upcoming Regional Council and Local Authority elections on 26 November 2025. Let's play our part. Get involved. Put your voice in the box. Professor Johan Coetzee gesels verkiesingssake op Klets Kompas vandag op die stemdag. Jong mense, jy het nou gesê, dink jy soveel van hulle gaan noodwendig stem vandag nie. So die teenvraag is, as ons wil hê die jong mense met die toekoms in hulle eie hande neem, die demokrasie, hoe gaan ons hulle oortuig of hoe gaan ons hulle help om dit te doen? Hoe om die jong mense betrokke kry, is digitaal. Ons lewe in die era van digital governance. Dis hoe verkiesings in die toekoms daar is reeds 'n verandering van die vorige verkiesings af. Van 2019 af spesifiek. Sosiale media, Twitter, Facebook. Dis wat die jong mense lees. Hulle stel nie meer belang in lang toesprake van professors nie. Hulle wil online deelneem. Hulle wil aktief betrokke wees. En hulle korrigeer jou vinnig as jy 'n fout maak. Dis die medium van die toekoms vir jong mense. So die manier waarop verkiesings, ek wil nie die woord fight gebruik nie, maar is nie meer deur groter rallies nie. Dis op sosiale media. Hulle stel nie belang om vir ure aan toue te staan om 'n hemp en 'n t-shirt mee te kry nie. Hulle is ingelig. Beter ingelig as ons. En ek dink dis een van die groot veranderinge. Die ander verandering met van 2019 af is daar was meer onafhanklike kandidaate. Ek dink daar is nou 26 minder. En dit is vir my jammer, want hoe meer onafhanklike kandidaate daar is, hoe meer depolitiseer jy die sake en bring jy dit na praktiese regeringsaspekte wat pertinente probleme op plaaslike verkiesing is. Ek dink jong mense se fokus is heeltemal anders. Omdat hulle meer ingelig is, beteken nie noodwendig hulle lees die beleid van die regering nie. Maar hulle is bekommerd oor werkloosheid, hulle is bekommerd oor hulle kwalifikasies. Hulle wil 'n beter lewe lei en so ek dink ons moet verkiesings heeltemal herdink van hulle oogpunt af. Dan sal ons hulle baie makliker kan bereik. Hulle soek data. Ons het nie eens data oor hoeveel jong mense die vorige verkiesing gestem het nie. Dis tyd dat die verkiesingskommissie daai data versamel en beskikbaar stel. Ek dink julle NM
Media Trust het 'n studie gedoen onder andere. So ons kry maar data van die Afrobarometer survey, plaaslike na-verkiesings opnames wat gedoen word, wat nie noodwendig vir die 99% verteenwoordigend is op die vlak van Afrobarometer nie. Maar jong mense verstaan data baie beter as die ouer mense. Ek dink dit is die tipe probleme waaraan hulle of dis die manier om hulle te bereik. En ek dink ons doen definitief nie genoeg om dit te doen nie. Ons val. Ek dink ek is altyd ons nou maar so tong in die kies, so sekere jong mense weet baie meer. Die vraag is waaroor weet hulle baie meer? Presies. Moet eintlik nou nie net die Kardashians wees nie om 'n metafoor te gebruik daarvoor. Ek stem saam. Ek dink mense vanjaar vir die eerste keer gesien hoe verkiesingsplakate so byna wie weet iets van die verlede is. Baie min plakate in Windhoek byvoorbeeld, maar dink jy dis moeilik as 'n ou kyk na hulle veldtogte vir die miskien ouer leierskap van politieke partye om aan te pas by hierdie nuwe mediums, want soos jy sê, weet hy, ou word daar so baie vinnig uitgevat, reghelp. Dis reg. En hulle hou juist dikwels nie daarvan nie, want die kinders moet ons nou gehoor en nie gesien word. Dis reg, hierdie kinders sien jy glad nie. So, ek dink jy is heeltemal korrek. Die jeug van vandag, jy weet, ek dink nie hulle is bewus van hoe belangrik dit vir, jy weet, om nou maar een voorbeeld te noem, Starlink. Die verskil wat dit kan maak in die land nie. In terme van remote access nie. En die impak wat toerisme maak nie. Hoe meer toeriste na die land kom, hoe meer gesprekke het jy met jong mense onder andere, hoe meer werksgeleenthede oor vergelykende toestande in ander lande. En dit maak jou kop oop. En ek dink dis een medium wat jong mense kan betrokke ook kry, hoe meer toeriste hier is. En toerisme behoort nog aan die mense van die land. Ek sien dit as een manier om jong mense betrokke te kry. Om agter te kom, hoekom gaan dit beter of slegter in ander lande. Demokrasie gaan stadig aan beter in Afrika, maar dit is 'n stadige proses. Dis op en af en so. Maar die huidige liberale partye wat met onafhanklikheid aan beweeg gekom het, is al hoe meer onder druk. En korrupsie speel al hoe meer 'n rol. Mense is hulle is bewus van wat gaan aan. Ek kan agterkom van my studente, byvoorbeeld, hulle is baie meer krities as voorheen. Die winde van veranderinge, ek weet, is nou 'n baie ou politieke term om te gebruik uit die jare 60 met die kolonisering. Maar mens sien dit nog steeds ook waar in ons buurlande met hierdie verandering. SWAPO het in 2020 talle setels in streekrade en plaaslike owerhede verloor om kortliks mee af te sluit. Dink jy ons gaan daai tendens sien voortduur wanneer die uitslae begin uitkom vandag en môre? Of gaan dit maar nog steeds stadig gebeur hierdie verandering? Of gaan ons 'n bietjie meer spoed sien? Dis 'n goeie vraag. Dit is nog net is minder as 'n jaar, of sê nou maar 'n jaar na die laaste verkiesing. Tot watter mate die jong mense hulle identifiseer met die president en hoe dit afgetrek word tot op plaaslike vlak. Ons moet aanvaar dat die president het die beste beeld binne in SWAPO, binne die regerende party. Sy is die good boy. En sy speel dit baie goed. So, ek dink nie daar sal 'n groot verandering wees nie, miskien 1% of 2, maar baie min. Of daar meer mense gaan stem dit is 'n uiters moeilike vraag. Ek dink nie, ons dink nie so. 1 of 2% miskien af of op, maar nie vreeslik nie. So ek dink hierdie verkiesing is
In terme van groot veranderinge, vergelyking met die 2024 verkiesing, nee, ek dink nie so nie. Dit is maar net my gevoel, dit is nie gebaseer op enige navorsing nie, maar dit is die indruk wat ek kry as ek met jong mense praat, maak nie saak hoe subjektief hulle of ek mag wees nie. Baie dankie vir jou insigte, Johan. En hy gaan nog 'n draai by die stembus maak ook later vandag. Sterkte daarmee. Dankie dat jy Klets Kompas gekyk het. Dankie. Ons maak natuurlik môre weer so gewone tyd, gewone plek. Francois Steinberg sien vir jou dan.